Oh no, dit begin verkeerd heen. Oh no! Oh no! Okay. Hi, ek's Lisa, by die rooi hare en ek kyk die Mommy Club van die Hoofstad sodat jy nie hoef nie en welkom by my episode 12 recap. Ek weet wat julle dink. Lisa, waar's jy? Ek's by my mamma, hulle se huis in Sejas. En ek drink vandag 'n Brooks. Jammer. Basically, dit proces is afgewaterde zuurdoef. Presies nog. Alright, so in hierdie episode is Ansu alweer buff. 2 dogtertjies verjaar en Crystal en Louise boks. Kom ons begin met die episode. Frans, die episode skop af met Johandri wat by Tessa gaan kuier. Welkom by my pophuis. Nee, ek weet nie wat praat jy van pophuis, want dit is my baie mooi. En hulle chat nou oor Johandri en Ansu se onder onsie. Sy gaan vinnig vir my, het jy nou al vir Ansie vertel? Ek het al vertel. Okay, en hoe het sy dit hanteer? Was sy cool? Sy was livend, okay. Sy voel dalk miskien moes sy vinniger of vroeër in kennis gestel geword het daarvan. Ons hoor dan ook dat die mommy wellness wat Johandri en Ansu saam gehad het, nie juist uitlik vir Johandri include het nie. Die video wat ek gekyk het op Instagram van Mommy Wellness was, ek dink jy het een keer gefeature. Die video het nie vir my geskree Johandri en Ansu Mommy Wellness. So Johandri het uitgestoot gevoel. Was 'n fotograaf en ek het al gevra die volgende dag sê ek kan ek ook asseblief net video's kry waar ek ook in is dat ek ook 'n reel kan maak. Ek het nou nog nie die foto's gekry daarvan nie. Okay. Anyways, kan ons almal net sê dankie Tess. Prima, baie dankie Tess. Dankie dat ek weer kon koffie drink. Sy sê ding hoe dit is. Sy weet presies wat om te sê. En ek like dit. Sometimes someone needs to call the bullshit. En almal is te bang om iets te sê. En dit is nou waar ek geseën is met verbal diarrhea. I have a bad case of diarrhea. Dan oor na Louise en haar broer François wat met haar woefie gaan stap. Ek sien vandag vir Fransja vir die eerste keer in 'n baie lang tyd. Kyk nou lekker Lea. Ja, die hond is in 'n stroller. Die ene kan nie meer lekker loop nie. So nou het ons 'n pram. Okay. En ons hoor daai boudoir shoot wat Louise gedoen het tog gehelp. Gisteraand was 'n baie lekker aandjie vir ons. Okay. O, ek kan nou weer sien jy loop moeilik vandag. Ek loop moeilik, maar ek loop dankbaar. In elk geval, Louise besluit dan nou, sy gaan dit upon haarself vat om vir Johandri en Ansu bymekaar te kry, dat hulle nou kan chat en alles net kan uitsorg. So oor dit. Ek's regtig oor dit en ek dink ons moet net almal bymekaar uitkom. Wil hulle toe mekaar met bliksem en klaar kry? Ek dink hulle moet dalk. Asseblief. Ek dink Johandri sal wen. So, sy message vir Ansu. Tension. Anyways, ek is François is ek. Reg vir hierdie jubbeltjie. Ag, fuck my. Kat dan na Ansu wat 'n lorry drywer is. Okay, nooit gedink ek gaan 'n seksie slimme van 'n lorry sien nie, maar dankie Showmax. En Ansu kry nou Louise se message. Wie's dit? Louise. Wat sê? Sy wil vandag vir my kom kuier met Johandri. Ek voel nie daaroor. Maar shit, hulle moet eerder nie in acting ingaan nie. Dis dele soos dit wat mense laat sê die show is scripted. Want daai deel is obviously scripted, maar is die bekleierrye scripted? Ek twyfel. Ek is so moeg vir alles. Ek so moeg vir Johandri. Anyways, dan is dit nou tyd vir Johandri en Louise om by Ansu se huis op te daag. En dan gaan ons nou kyk of ons hierdie kan uitsorteer. Ek weet nie of ek gaan beskryf word nie. En hulle gaan sit en dit is Johandri en Ansu en Louise is nou in die middel as soos die mediator. Kort net 'n fluitjie. En shame, ons hoor Johandri het die rescues gegooi voor sy daartoe is. Dit is nie lekker vir my nie. Ek drink die rescue druppeltjies die hele tyd en dit gaan nie oor ek wat nie wil kwaad raak vir haar nie. Dit gaan oor ek wat nie emosioneel wil raak by haar nie. I get that, my pill of choice is 'n Herbie. En ek is nou so 'n bietjie moeg vir hierdie. Dit is so kinderagtig. So Johandri begin deur om te sê dat maak nie saak of sy en Ansu saam iets gedoen het nie. Sy sou in elk geval op die ou en haar eie ding gedoen het. Het sy of ons sou aangaan of nie aangaan met mommy nie, sou ek hierdie ding gedoen het. Ek het nie geweet wanneer nie. En Ansu sê dan dit was nie reg van haar om so te reageer nou die dag by die baba ding nie. Ek was emosioneel en dit was nie reg van my nie. Is this character growth we are seeing? Ek like it. Maar dit was vir my 'n skok. Maar honestly, ek dink Louise reads the room right. Ek dink Johandri is bang vir Ansu, maar Johandri hou nie van konflik nie en sy wil hê almal moet haar like. Ansu verduidelik dan dat sy upset is want sy voel dat Johandri steel haar idees en soos die sponsors. Maar Johandri sê sy doen nie. Ek gaan nie na een van die
mense toe gaan wat jy en my voorgestel het, is jou mense. Maar dan eventually is hulle almal oor dit en hulle sê hulle wil net aangaan met hulle lewens. Ek sien nie 'n lus vir drama nie. Ek wil net hê ons almal moet net oor die weg kom. Ek wil net aangaan met die lewe. Same. So kom ek doen hulle 'n guns en kom ons gaan aan. So dis nou tyd vir die wellness day van Johanri. So vandag is die wellness dag. Dinge is 'n bietjie de mekaar want tot gister nog het ons nog die venue so goeders uitgesorteer. En dis 'n banger. Ek bedoel 'n banner. Tessa se banner val die hele tyd op die mense en sy sit net daar soos Queen Bee en ag, daar val hy alweer. Tessa, tel op jou fucking banner. Ek was so embarrassed dat my banner die hele tyd omwaai. Tessa, miskien moet jy gaan help. Maar wow, what a turnout. Maar baie dankie dat jy dit vanoggend hier so is. Ja, so hulle almal oefen so bietjie en Johanri lei hulle. Sy drill sergeant. En dokter luister nog 'n keer. Sergeant, drill sergeant. En hulle doen even burpees op 'n stadium. Okay, al burpees wat ek doen is Jene. Daai burpees moet illegal wees. Tessa sê ook eintlik saam met my. Johanri sê 'n burpee. Dis like soos kyk, ek gaan nou na Cowan kyk. Maar ja, ons hoor Anso en Crystal het net nie opgedaag nie. Dit is sad vir my dat Anso en Crystal nie daar was nie. Crystal het blykbaar 'n goeie verskoning. Crystal weet ek het haar dogtertjie se verjaarsdagpartytjie gehad om te reël die middag. Ja, sy beplan nog haar dogtertjie se verjaarsdagpartytjie. Wow. Maar ja, Anso het net besluit om nie op te dag nie. Anso het obviously hard feelings teenoor Johanri op hierdie stadium en Crystal ook, want as Anso sê left, dan gaan Anso en Crystal left. Drama, die wow. Anyways, dan is dit nou tyd vir Crystal se dogter Eywa se verjaarsdagpartytjie. Dis Eywa se verjaarsdag. Sy word 5. En ons 'n cowboy verjaarsdag. Ons het 'n cowboy theme. I want to be a cowboy, baby. En Crystal se pa is daar. Hallo. Dis my pa en my stiefma. Is dit jou pa? En almal droel oor hom. Jy's te jonk om pappa te wees. Kan jy glo hier is Crystal se pappa? Ja nee, looking fabulous. Super hot. En dan is die maatjies daar. My fyn. Hallo, ek is 'n maatjie. Hi maatjie. En hulle boude. Almal se broekies is bitterlik kort vir my. Wat is lekker vir elke bout. Dit is bietjie kort. Ja, maar lyk my almal het hulle broeke vergeet vandag. Lekker stoute boude. Voel ek het so baie hol gesien vandag. Ons is nie nou op pad stoetbil toe nie. Maar ja, dit is baie awkward tussen Louise, Tessa en die maatjies. Kom ons gaan haal. Kom ons gaan haal bordjies en dit nog fyn. Daar is 'n divide en 'n vibe. Hulle wil net gou hulle maatjies uitsorteer en seker hulle gaan nou terug wees. Ek kan nie met daai maatjies deel nie. Jy beteken vir my vokal. Nou, Johanri is dan ook eventually daar. En vir 'n slag is Anso nice met haar. Toe ek instap, toe was almal actually baie nice met my. Hoe was jou funksie vanaand? Ag, lekker. Wow! Dit het maar net 12 episodes gevat. Maar Anso is nog steeds geïrriteerd dat die Wellness Day 'n onderwerp is. Is net vir my meer 'n frustrasie dat dit konstant opgebring was. Soos regtig. Dit het letterlik daai oggend gebeur. Hierdie is die middag. As ek die oggend spur toe was, gaan ek jou die middag nog daarvan vertel. Nou weer die outfit. Mis vandag, dankie. Sy sê dit was lekker. Ek wil nie daaroor praat nie. Hoekom bring jy dit die hele tyd op? I mean, is duidelik 'n big deal vir Tessa en vir Louise en vir Johanri want hulle al drie het soos hulle brands promote daarso. So of course gaan hulle nog steeds daaroor praat. Also die woorde opbring. Konstant opgebring was. Dis opbring. Hoekom bring jy dit die hele tyd op? I know you bring it up in the conversation, but nee, jy praat daaroor. Anyways, whose horse is that? Whose horse is that? Die kind kry 'n hele pony vir haar verjaarsdag geskenk. Volgende oomblik hier stap 'n perd in. Wow. Wow. Kan dan Louise ook opklim? O ja, en het julle vir Baba Hein gemis? Wel, hier is hy weer. Ek kan nie vir I mean, is dit 'n party as Baba Hein nie die show stel nie? hy is oulik, maar hy het sulke uitbarste. Ja. So hy is weer homself. En almal haal net diep asem. Hulle wil nie iets vir ons so sê nie. As dit haar parenting style is ek bly want ek sou lank al my kop verloor het. Ek sou al daai boutjies oor my skoot getrek het en 'n paar houe uitgedeel het. Maar Anso dink Hein is baie snaaks. Anso is net so nonchalant. Hulle dink dit is baie snaaks waar die ander mammas is soos, beheer jou kind.
Ek het nie kinders nie, ek mag nie 'n opinie lewer nie. Daar was donuts in my mat. My arme hy sal nooit weer dieselfde wees na die nie. In elk geval, volgende dag, volgende party. So dis vandag Ansel se party. Ek is jaloers op die 1-jarige. As dit is hoe haar eerste verjaarsdagpartytjie lyk, imagine hoe gaan haar troue lyk. Dit is 'n baie spesiale dag vir ons. Tessa daag daarop en ons alweer sy en haar besties. Hallo julle, gaan dit? So awkward. Ek kan nie. Ek kan mos voel as jy my groet, jy's nie sinseer nie. Daai fake hi, daai ek is soos, kom ons groet mekaar eerder glad nie. Veral want Tessa probeer dan oor Johandri se wellness day praat. Maar wat was jy? Ek was by die dokter met Ansel. En die maatjies is soos, En ek is ook bly Johan het nie die bom op jou gedrop terwyl hy in Namibië was nie. Maar wat dan? Maar anyways. ai. In 'n geval, Crystal is dan nou ook daar en sy Anso en Tessa chat oor Johandri se wellness day. Johanri sê jou konsep is met mamas en babas. Dis 'n aspek van dit. So dit was nie die konsep nie, Ja, dit dit was was nie. Maar guys, I'm bored. I mean, Anso is wel nog Dis ek gaan eerlik met jou wees, ek is befok vir jou Andri. Ek dink dan hulle is oor dit en hulle het uitgesort saam met Louise. Maar sy is eintlik nog befok. Ja, weet jy wat? Plus Crystal sê sy glo vas dat Johandri speel die victim. Tessa en Louise dink ek het nie empatie nie en hulle dink nie ek kan verstaan wat daardeur sy gaan nie, maar ek doen. Ek doen genuinely verstaan wat sy gaan, want ek sien my ma en haar and it's not pretty. In 'n geval, om die episode af te sluit, gaan Louise en Crystal boks. Ons gaan 'n bietjie boks vandag. Nie mekaar nie, boring, maar 'n slaansak. Hallo gangster. Hoe gaan dit? Blykbaar moes die ander mammas ook gaan en van die maatjies. Waar's die res? Nee, ek het geen idee waar hulle is. Hulle het my niks laat weet nie. Maar Tessa het nie opgedaag nie want sy het gedink die maatjie gaan daar wees en sy like net die maatjie nie. Vir Crystal sal ek gaan boks, maar om saam met Talita te gaan dans wat my beskinder oor 2 minute, I don't think so. So ja, Crystal en Louise is alleen daar en hulle gaan nou post-its slaan met hulle traumas op. Ons het hierdie sticky notes. Yes. Okay. So enigiets wat in die verlede gebeur het, any negative energy. Ons sit dan dit binne and we whack out all that negative. Nice, I like it. Ja. En ons hoor actually bietjie meer oor Crystal en haar trauma met haar ma. Wat is jou childhood trauma? So dis basically die feit dat my ma nog altyd ouens kies oor ons. En daai hartseer en goed sit eintlik nog baie vlak want sy begin immediately daar huil. Sy is constantly in abusive relationships. Of vandat ek klein is tot en met nou. So Louise sê vir haar, sy dink dalk dit sal goed wees as sy iemand gaan sien, like a therapist. Ek dink jy kort dit nie dat ek dink jy kort hulp nie. Ons het wel kort. glad nie. Ja. Ek dink net as 'n adult kort jy net dalk 'n bietjie rigting om jou te guide. En honestly, 10 out of 10 would recommend a therapist. Ek was al multiple kere by een. She needs to go see somebody professional. Maar ja, hulle bliksem na die sak. Bliksem met kak uit daai ding. Ja, ek gaan. Yes, baby, yes. En dit is dan dit vir die episode. My broeks is klaar, so die video is klaar. As julle van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, volg my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En dan sien ek julle volgende keer met nog 'n Mommy Club van die Hoofstad recap en gou laaste een wees. Dis die laaste episode. I mean, ons het nog hierdie unie en het julle gesien Leanne Durant hou hierdie unie. Okay, hoekom het hulle my nie gevra nie? Maar ja, dan sien ek julle volgende keer. Hoopelik is ek dan by my huis. Dis dan al van my kant af. Bye.